Lukas 11 vers 1 sê, toe Jesus klaar gebid het, vra een van sy volgelinge om, Here, leer ons asseblief om ook reg met God te praat. Weet jy, Johannes die Doper leer sy volgelinge hoe om te bid. Nie een van ons word net een oggend wakker as 'n gebedswarrior nie. Ons leer bid. Die disippels het baie duidelik gesien wat in die bediening van Jesus gebeur. Hulle het hom op die water sien loop nadat hy 'n nag in gebed deurgebring het. Hulle het opgemerk dat wanneer hy gebid het, die visse en die broodjies vermeerder het en duisende mense gevoed is. Hulle het ook gehoor wat hy gesê het toe hy 'n demoon uitgedryf het, dat hierdie soort net uitkom wanneer jy vas en bid. As die disippels geweet het, hulle moet leer bid, dink jy nie, ons moet ook leer bid hê? Hoe was dit dat Christus die vrymoedigheid gehad het om te sê, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen en hy sal groter werke as dit doen, volgens Johannes 14 vers 12. Hy kon dit sê omdat hy disippels geleer het om te bid. Wanneer jy leer om te bid soos Jesus gebid het en jy leer om te wandel in die krag van die salwing wat hom die vermoë gegee het om die hemel en die aarde te laat beweeg, wanneer jy leer hoe om die lewe te leef van groter dinge as wat hy gedoen het, dan het jy die kans om die wêreld onderste bo te keer. My vriend, betree die krag en die voorreg wat jy het wanneer jy bereid is om te leer bid. Aba Vader, Here, dankie dat U ons leer bid volgens U woord. Dankie dat ons U woord kan gebruik wanneer ons bid, sodat ons die vyand kan teenstaan. Dankie, Here, vir U leringe. Dis vir ons kosbaar. U woord is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Ons loof U, ons prys U en ons eer U in Jesus se naam. Amen.